So ek was 'n fotograaf gewees en in 2020 toe kon ek glad nie meer troues afneem nie en ek mag nie meer families afneem nie. So ons het op 'n plaas gebly. Ek is 'n plaasmeisie. Ek doen toe elke kursus wat ek kan doen wat verniet is aanlyn en ek doen toe onder andere ook 'n grondkursus. So, dis nou vreemd, maar my eintlike passie is grond. Die blomme is net half 'n nuwe produk van dit en die ding waarmee ons eintlik 'n boerdery maak. So ek het 'n grondkursus gedoen en dit was net vir my so interessant hoe die organismes en die dinge in die grond werk. En toe lockdown verby is, toe vra al die bloemiste in die trou-industrie wat ek in was, kan ons 'n bietjie blomme by jou koop en so die besigheid begin. En toe begin ek goed plant wat hulle spesifiek soek, wat nie noodwendig beskikbaar is vir almal nie, en net eksperimenteer daarmee. En toe besef ek is eintlik mal oor groei en die ekologie en toe het ek maar net nog klein kursusse begin doen oor groentekweek. Op die ou einde saam met Richard Perkins van Swede het ek sy herlewingsboerdery kursus gedoen en ook saam met Florit wat 'n baie bekende blomboer in Amerika is, haar kursus gedoen. Begin 2022, toe het my ouers die plaas waarop ons gebly het verkoop. En ons is wat nou? Maar ek het toe 'n geleentheid gekry om hier in George te kom boer en gedink is 'n goeie, jy weet, skoon begin en ons het hier opgeëindig en ons is nou 3 jaar later nog steeds hier. So ons groei omtrent op 'n hektaar. Saam met ons tonnel waar ons nou al ons saailinge maak en so voort. En ons is eintlik net 2 permanente mense wat hier werk en dan kry ons seisonale mense wat ons kom help. En dan is die familie baie betrokke. So my kinders weet hoe om blomme te sny, hulle weet om hoenders te voer, hulle weet om hoenders te bære. En my man is eintlik semi-permanent want hy het sy eie besigheid, maar hy is die tegniese ou, so hy help met die pompe en die waterstelsels en al daai dinge. So ek doen hierdie vir my nageslag. Initieel het ons 'n groot maathandelaar gehad wat by ons blomme gekoop het en dit versprei het reg oor die land. Maar ons het gevoel ons storie is meer oor intieme, local kliënte en ons het toe begin verskaf aan ons local kliënte, ons local bloemiste, maar ook markte bygewoon, klein pop-up shops by plekke waar ons ge-collab het met ander besighede en so het ons kliënte ontmoet. Dan het ons ook ons eie, ons noem dit die Bouquet Club. Op Vrydag ontmoet ons, dan het ons 'n klomp emmers vol blomme en die mense vat dan vir hulle stingels en bou hulle eie bouquet. Ons doen dit op 'n Vrydag want op 'n Vrydag gaan jy na 'n braai toe en jy wil dalk vir jou vriendin of jou vriend 'n bossie blomme vat of jy wil net jou huis vir die naweek mooi maak en dan doen ons baie werkswinkels op die plaas. Waar jy kom, jy sny jou eie blomme en jy bring 'n vaas saam en ons wys jou hoe om jou vaas te doen. Ons is nie mal oor enigiets mors nie. So enige blomme wat dan nou nie gebruik word nie, ons maak ons eie kompos wat ons dan nou weer gebruik. Maar ons droog ook baie van ons blomme, dit wat nie verkoop nie of wat dalk nie 100% reg lyk nie. Ons droog dit alles sodat ons dit kan gebruik vir hierdie werkswinkels. Ons maak kraanse vir Kerstyd. Ons maak dit net lekker, iets anders en iets kreatief vir mense om te doen. Die lekkerste ding van my besigheid is die ekstra produkte wat ek kan ontwikkel. Jy weet, ek wil baie graag verder in ander dinge ingaan, soos miskien tees of medisinale plante. Waterstelsels, waterreinigingsstelsels sonder chemikalieë. Ons wil baie graag ook 'n bietjie in die
agritourisme afdeling ingaan en ons het nou hierdie huisie gebou wat ons gaan uithuur oor 'n paar maande waar mense kan kom sien hoe die plaas werk en 'n paar aande oorbly. Maar ons het baie planne om nog produkte te ontwikkel en nog toerisme en die plaas verder uit te brei. Dalk 'n food forest te begin waar jy kan vrugte pluk en groente en jou blomme en ietsie van alles kry of 'n mark maar jy kom sny dit self. Daardie tipe effek. Maar ons het baie drome om ook ons parfuumreeks en nog meer produkte te ontwikkel, sepe en dan het ons natuurlik ons saad en ons tubers. Gaan voluit vir jou drome, gaan vir dit waarin jy glo en waarvoor jy 'n passie het. Vind uit wat jou doel in die lewe is, wat 'n verskil jy kan maak en maak seker dat dit wat jy doen 'n verskil maak. Dan kan jy nie verkeerd gaan nie.